Nou ja, ek skuif binnekort hier uit om plek te maak vir die nuwe aanbieder van die groot ontbyt, Jennifer Meiburg, wat vanoggend hier by ons op die Geelbank kuier, sodat ons haar nou behoorlik beter kan leer ken. So Jennifer, goeiemôre en welkom. Baie dankie. Ek is baie opgewonde om uiteindelik op die Geelbank te wees, hoor. Ja. En ek wil graag uitkom by jou drome as kind, want jy weet jy het gedroom, een van jou drome was om 'n Oscar te wen. Ja. En die ander droom was om president te word. Ek weet nie of ek dit nou in die regte volgorde gestel het nie, maar vertel ons 'n bietjie meer waarom. Ja, daar is definitief die twee drome gewees, die Oscar en die president, en ek weet hulle is soos ver verwyd van mekaar af. So die ander en derde wat ek nie hardop gewoonlik noem nie, is om 'n voetmodel te wees. Dis interessant. Maar ek besef my tone is nie mooi genoeg nie, daai gaan nie werk nie. So ons hou maar by die Oscar en die president te wees. Ja, ek dink drama en soos president, gaan eintlik maar saam, hand aan hand, selfde ding. Jy moet gewoonlik act en maak of jy iets weet wat jy gewoonlik niks weet van af nie. So dit is my gaan hand aan hand. Ek het nog altyd 'n liefde gehad vir, jy weet, die kultuur en op 'n verhoog te wees. Dit is my niks lekkerder as om op 'n verhoog te kan wees en jy weet hoe jy mense kan reageer op wat jy sê en so en ek dink dis dieselfde maar as jy maar die president ook is om jy weet jy het regtig 'n invloed op mense se lewens en ek dink dis my lekker. Dit gaan nie oor die mag of jy weet mense wat jou naam ken nie. Dit gaan nie op die invloed wat jy kan hê. So dit was nog altyd my drome gewees en ek dink dis hoekom ek ook altyd daai rigtings gaan swat het. So dit was altyd interessant en toe ek besluit dat ek gaan nou internasionale betrekkinge swat, het my familie selfs my gesê, ek verstaan nou nie lekker nie, want is ek seker hieroor? En ek so, ja, ek is doodseker, politiek is my verskriklik interessant. Maar vir ander mense is dit vervelig en dan kan nie verstaan hoekom mense dit wil doen nie. Ek's mal oor die politiek, ek's mal om te sien hoe dinge uitwerk, by mekaar kom, wat is die redes, jy weet, as jy kyk na die ekonomie, hoekom gebeur sulke dinge en so aan. So dit is my verskriklik lekker en so daai twee pas my so lekker by mekaar, dat daai twee my drome is. Dit is baie interessant, nee, want dis maar vir 'n analitiese brein is dit die tipe ding, nê? Ja. Sien jy jouself as 'n analitiese mens of as 'n kreatiewe wese? Meer analities. En dit is vreemd dat jy weet gewoonlik sal hierdie goeters doen want hulle gaan as jy linkerbrein, regterbrein en vir iemand van die kuns te hou, is ek baie meer linkerbrein as regterbrein. Dit is ook werk ook, soos ek werk baie gestruktureerd en so aan, definitief meer analities eintlik as kreatief. Maar as ek nodig is, sal ek kreatief raak. Terselfdertyd is ek mal daaroor as ons besig is met opvoerings om self die stel te bou. Jy weet, die kostuums aan mekaar te sit en te verf en so aan. So ek dink dit is maar iets van albei waarvan ek hou. Ja, daar's 'n balans. Die belangrikste vraag vanoggend is of jy dink jy saam met Peer sal kan werk. Jammer, ek gooi jy nou weer in die diep kant. Weet jy, Elsa, ek het geleer dat hulle sê jy behoort by enige iemand te probeer aanpas. Jy hoef nie aan te pas nie, maar jy moet ten minste probeer. Ek sal daarna streef om aan te pas en ten minste diplomaties te bly daaroor. Daar's hy. Hou net op sy plek. Hou net op sy plek. Diplomaties, dis al wat ons nodig het. Nou vertel vir my 'n bietjie van diplomaties wees. Jy is nou al lank besig by by Groot FM, nee? Vertel 'n bietjie vir die kykers, wat het jy gedoen by Groot FM? So ek het in 2018 by Groot FM begin en ek dink dit was so al almal vra altyd my hoe het jy begin by radio. En ek dink as jy vryskut werk doen, is al een van die tyd in jou lewe wat jy sonder werk sit. Dis die realiteit. En jy steek so al voelers uit en so aan en ek het besluit baie stadium, ek gaan 'n e-pos stuur om te sê, doen julle ooit stemtoetse? Om te kyk, jy weet, kan ek inkom en ek het e-pos gestuur en hulle terugkom gesê goed, dis hoe die audisieproses werk en jy gaan deur die hele lange audisieproses van stemtoets en oefen en wat ook al anders en in 2018 het ek begin as laat-aand omroeper en dis letterlik Vrydag, Saterdag 9 tot 12 in die aand, jy daai skof en dit het ek uiteindelik oorgeneem as Sondag aand gospel program aanbieder by Sunay en toe vir 'n jaar oorgeneem vir die week laat-aande tussen 9 en 12 en nou vir die laaste jaar bied ek die groot breakfast aan saam met Ruben Delmage. So as ons die ontbyt hier doen, dan doen jy die ontbyt daar. Dit is presies. So is jy gewoond aan vroeg opstaan, is jy 'n oggendmens? Oggend pla my glad nie, maar ek moet erken, soos op die radio hoef ek nie my hare te kam nie. So nou gaan ek my hare moet begin kam. Ja, so ek dink dis die enigste ander ding. Dis die hare kam ding. Maar ek bedoel soos by die radio hoef jy glad nie. Niemand sien hoe jy lyk nie. Hulle hoor net hoe jy klink. So dit is die enigste aanpassing, maar vir die oggend pla dit my glad nie. As ek 'n koppie koffie in die hand het, is ek gereed om te gaan. Jy is baie gemaklik voel hier. Ek het 'n gesig vir radio. En jy sien dis omtrent dieselfde ding. Ons is in mekaar se industrie gewees vir lank. Behoort te wees. Jy sien ons gaan nou vir Elsa mis, maar sy pas op TV. Elsa is TV, hier staan TV. Ja, ek waardeer julle komplimente verskriklik baie.
Bære albei van julle nou maar die heuningkwaste. Ek maak plek vir Jennifer en ek meen 'n beter keuse was daar nie. Stem jy saam met my? Elsa, ja, dit hang van jou af. Ek wil by jou eintlik hoor, hoe voel jy oor Jennifer? Jy mag nie kom ons trek nou alles uit mekaar uit. Ons Nee. Wat dink jy? Kyk, ek het al voorheen die is daar voorreg hoop? gehad, definitief. Ek het al voorheen die voorreg gehad om ons het by mekaar ook oorgeneem oor naweke. Destyds toe ek nog oor 'n naweek uitgesaai het en ek weet ons het wel telke maal het ons so by die trappe verby mekaar gestap en dan het ons so vinnig ietsie oor die politiek gesê en ek onthou dit is waar ek vir die eerste keer uitgevind het oor kantoorpolitiek. dat sy nee. Wel ons kan nie sê nie. Ons kan nie sê nie. Jy mag nie daai vraag vra. Want julle is al beide diplomaties. Ja, beide van ons is diplomaties. So nee, ek is baie opgewonde vir jou part ook. En van my kant af wil ek sê regtig baie welkom hier. Ek dink jy gaan 'n heerlike tyd hê, baie pret ook hê en ek weet jy is baie opgewonde en ek dink dit is vir my was dit 'n baie goeie leerskool geweest. Ek dink ek het nog baie meer om te leer as wat sy het om te leer. Maar ek is saam met jou opgewonde. En ek het gewonder of Pierre nou jou allerlei vreemde vrae ook gaan ingooi. Nee, ek doen dit mos nooit. Kom nou. Jy doen dit soms. So gepraat van vreemde vrae. Ek sien Ruben maak vir jou in die oggende tee of koffie. Wat tee? Koffie, Is dit koffie? Ja. Hoe drink jy jou koffie? Koffie, baie melk, 1 suiker. Baie melk en Hoekom gaan jy begin koffie Dieselfde as maak? my. Nee, ek sal sommer vir onsself koffie maak. Ag, Jesus. Ja, jy wou nooit my koffie gehad het nie, Elsa. Jy het dit in my gesig teruggegooi. Nee, kom ons hier praat ons net die waarheid, nê? Feite. En ek kan nie onthou van 'n oggend wat hy al aangebied het om vir my 'n koffie of tee te maak nie. Ek het daar drop die bol Dis laat nou val. ongemaklik. Dis nou ongemaklik. Kyk, een van die belangrikste wenke is wat ek miskien kan deel. Ja. Is dat 'n mens nooit, want ek moet nou blitsvinnig myself uit hierdie situasie kry. Maar is dat 'n mens nooit vir die regisseur moet sê wat om te doen, maar ek gaan vir hom vra om net gou vir ons 'n wye skoot, jy weet, op televisie te hê en dan gaan ons nou plekke ruil. Want hierdie is nou jou plek van volgende week af. Wow. So ek maak plek. Sjoe, dankie Elsa. Wow. Baie welkom. Baie dankie, Baie ek waardeer dit. En ek dink daarmee die tyd ons ingehaal. So ek weet nie as ek op hierdie kamera, sien is iets om aan gewoond raak. Gelukkig kry ek ook nou weer 'n geleentheid om op die geel bank te sit, maar so van volgende week af kan jy uitsien na Jennifer Meiburg se geselskap ook hier op die groot ontbyt. Jennifer, weer eens welkom.